The blind will see, the deaf will hear, and
your baby boy would one day rule the nation. Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy was heaven's perfect lamb? And the sleeping child you're holding is the great I am. Oh, Mary, did you know? Mary, did you know? Welkom ons stille van vrede onder die Zuiderkruis. Wij stemmen uit die overleden oor sterrenveldereis. Kersfeest kom, gee aan God die eer. Schenk ons 'n helder somerkersfeest in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe salt die klokke buier in eeuwe oude taal? Kyk, selfs die nagtelike sluier vertel die verhaal. Kersfeest kom, gee aan God die eer. Schenk ons 'n helder somerkersfeest in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nog sy warm liefde as ons die dag gedenk? Toe hy sy siel aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Kersfeest kom, gee aan God die eer. Schenk ons 'n helder somerkersfeest in hierdie land, o Heer. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Saviour's birth. Long lay the world in sin
'n dief kom net steel en lag en uitroei. Maar ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Hemelse Vader, dankie hiervoor. Dankie dat U eie seun gestuur het om te kom heel maak, om te kom herstel wat sonde hier geskend het, verwoest, stukkend geslaan het. Helaas, ook die dood het U oorwin. Dankie daarvoor. Dankie dat U gekom het, dat ons dit vandag kan herdenk. Dankie dat ons ook kan weet dat U vir ons in al hierdie dinge herinner. Dat U vir ons ook dan uitstuur om die agente te wees van heelmaking. Want soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Soos die Vader U gestuur het, stuur U ook vir ons om heel te maak, om te genees, om gesond te maak. En ons bid daarom nou vir elkeen wat ook in hierdie gebou is vanoggend, of wat daar in die kapel in luister, of waar ook al. Ons bid vir hulle wat treur, vir hulle wat soveel verliese in hierdie jaar beleef het, soveel afskeid moes doen. Ons bid vir genesing, ons bid vir heelmaking. Ons bid dat U seun Jesus se koms ook genesing sal bring vandag nog, totdat U weer kom. Halleluja, ons prys U naam. Amen. Vierde Kersfees, kom ons groet mekaar ook met die Shalom groet. Shalom, vrede vir jou. Vrede ook vir hulle daar in die kapel. En ook Neil, dankie dat julle vir ons die streaming vandag ook nog aan daardie kant doen. Vierde Kersfees ook vir elkeen. En hy is Martina en wat saam met ons inluister. Ons hoop almal het 'n wonderlike tyd saam en dat al die meeste van die goed wat julle vandag moet eet en doen, dat dit klaar is en die yskas is en reg staan. En julle net 'n mooi en wonderlike rustige dag saam sal hê. Okay, Jesus. Thank you. In 'n Britse museum is daar 'n wêreldkaart uit die 16de eeu. Nou dit is nie sommer enige kaart nie, dit is baie interessant. Op hierdie kaart uit die 16de eeu is allerhande skrikwekkende notas, aantekeninge aangebring. Op sommige plekke op hierdie kaart staan, hier is reuse. En op 'n ander plek staan daar hieronder, hier is op hierdie deel van die aarde, van die wêreldkaart, is daar skorpioene. En hier jou bo in die hoekie miskien is daar drake. Hierdie ouens drake raak geloop op hulle ontdekkingstogte. En dit is so op die kaarte aangeteken. Op 'n stadium was Sir John Franklin die eienaar van hierdie kaart. En toe hy hierdie kaart so bekyk, toe besluit hy, ag nee wat. Hy het al die vreesaanjaende inskripsies, aantekeninge uitgekrap
En bo oor alles het hy hierdie woorde gaan skryf. Hier is God. Hier is God. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling, of soos ons dit ken, 'n sensus in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, om hulle te laat neerteken as deel van die statistiek. Elkeen na sy eie stad toe. Wat ons hier sien is, Lukas begin dit so. Hy vertel vir ons hiermee die Kersverhaal. Dit wat ons so mooi maak, so amper misterieus maak. Dit begin eintlik in 'n regte wêreld. In 'n konkrete wêreld van die groot kanonne, of soos ons sou sê, die swaar gewigte, by name keiser Augustus en sy gouverneur. En hulle was nie sommer enige hier juis nie. Dit was die mense met die mag. Dit is die mense wat daardie tyd beheer oor alles en almal gehad het. Oor wie almal, gewillig of onwillig, moes buig. Kyk, jy sukkel nie sommer met Augustus en sy familie nie. Lukas sê vir ons, God wil juis, ons God, wil juis in Augustus se wêreld kom geskiedenis maak. Of kom ons sê, die geskiedenis kom herskryf. Want dit is sy wêreld. God se wêreld. Nie Augustus en al sy meelopers se wêreld nie. Dit is God se wêreld. Nou vir die Romeine, vanuit hulle hoek gesien, was Jesus net 'n nommer. Net nog 'n stukkie statistiek. Volgens hulle sensus wat hulle hiermee besig was, was Jesus bloot een van die jongste inwoners van 'n agterlike Romeinse provinsie. Net nog 'n Jood uit baie met 'n baie common algemene Joodse naam. Jesus. Daar's baie van hulle wat so genoem is vandag nog. Maar vandag is Jesus die naam bo alle name. Op enige plek op aarde, op enige hoekie of draaitjie of plekkie wat jy aan kan dink op hierdie aardbol, as jy die naam Jesus sê, is dit nie aan daardie Jood, aan enige no-name Jood wat hulle dink nie. Sal eerstens dink aan die Seun van God. Die naam bo alle name. Vandag herdenk ons dit. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus, die Here. Jesus word hier bekend gestel as Christus. Christus, dit beteken Jesus is die een wat deur God gesalf is om sy volk, om sy mens te beskerm. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore. Die verlosser, Christus, die Here. Verlosser, weliswaar nie van die juk en van die onderdrukking van die Romeine nie, maar van sonde,
verlossing van sonde. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid gebore, die verlosser, Christus, die Here, Kyrios, 'n Here wat sy lewe kom aflê, helaas sy lewe kom aflê, om dit wat ons nou net gesê het, om dit moontlik te maak, om uiteindelik te kan sê, maar daarom is ek die opstanding en die lewe. Ek het die sonde, die dood vir julle oorwin. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap. Blydskap wat vir die hele volk bestem is. So as ons soos die afgelope paar dae en vandag so saam eet, saam feesvier, onthou, dit is nie sommer maar net iets wat ons doen om lekker te voel nie, dit staan in die teken van wat die engel hier staan, blydskap. Ons herdenk blydskap. Blydskap. Hier is vreugde en blydskap. Hier is die bekendmaking van goeie nuus. En die wonderlike, hierdie nuus word heel eerstens gedeel, geshare. Die platform waar dit land, waar hierdie nuus die heel eerste keer grondvat, is 'n baie besondere groep mense wat die wêreld van daardie tyd heel vlak gekyk het, wat die wêreld en almal geïgnoreer het. Hulle word uitgekies. En dis so amazing. Hulle word uitgekies as die eerste ontvangers van hierdie boodskap. En hulle sal dit verder versprei. Van wie praat ons? Vroue en herders. Vroue en herders, die mees misgekykte, die mees vlak gekykte mense van daardie tyd en miskien vandag nog. So hier hoor ons dadelik sosiale verandering wat sal kom. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Nog iets wat ons hier moet uitlig. Die wonderlike ding wat ons hier sien is, hierdie nuus, hierdie aankondiging van die geboorte van Jesus, dat dit gaan gepaard sonder enige vrees. Enige vrees. Die engel sê herhaaldelik, asof dit juis 'n probleem was. Hy sê herhaaldelik, moenie bang wees nie. Moenie stres nie. In sy seun kom God na julle met genade. Kom ons kyk net so 'n bietjie vanuit 'n ander hoek hoe dit kon gewees het. Ons sien geen legioene van engele. Dink maar hoe die Amerikaners op 'n lyntjie sou toesak, soos Bethlehem. Ons sien geen legioene van engele wat met vlammende swaarde hierso vir Bethlehem, die arme met donker klein dorpie bestorm en sondaars aan hulle kele gryp en aan die kaak stel nie. Dis nie goed kom nie. Ons sien geen kryger Messias op sy wit perd wat hier aangery kom en hier neerdaal op hierdie stowwerige landskap, woestynagtige landskap van Bethlehem nie. Geen Messias wat nou kom en die volk oproep tot gewapende verzet. Neem op julle wapens teen hierdie onderdrukkende Romeinse ryk nie. Ons sien geen aardbewings nie. Ons geen ingryping van die natuur nie, geen vloede nie. Inteendeel, wat sien ons? Ons sien 'n paar verskrikte kaapwagters wat deur engele besoek word. Die arme drommels is waarskynlik half deur die slaap nog.
En is besig om hulle oë uit te vryf om te seker te maak, is dit reël? Knyp my. Ons sien 'n groepie vreemdelinge vanuit 'n ander land, vanuit die ooste. Hulle hoort nie eens eintlik daar nie. Dis nie hulle plek nie. Vreemdelinge. Nie die locals nie, vreemdelinge wat 'n enkele ster sien. Wyse ouens wat weet dit beteken iets. En hulle reageer daarop. Hulle arriveer heel wat later in Bethlehem. Onthou, hulle het nie vinnige vervoer gehad nie. En hulle bring aan hierdie koning, aan hierdie baba, duur geskenke, duur goeders. Daar's baie daaroor geskryf wat dit beteken. 'n Interessante gedagte is dat dit trustgeld is. Trustgeld. Wat iets wat hulle kon verkoop, waarmee die heilige familie versorg kon word. Waarmee Baba Jesus versorg kon word. Hulle bring trustgeld. Toe in plaas van 'n strijdlustige Messias op sy wit perd met 'n swaard, vlammende swaard, vind hulle 'n baba. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore. Christus die Here. En dit, jy wil weet waar om te kyk, dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind, enige ander kindjie, wat in doeke toegedraai is, en in 'n krib lê. Skielik was daar, saam met die engel, saam met die eerste ene, 'n menigte, sommer baie, uit die hemel. Maak hulle 'n massakoor, wonderlik né, moes dit nie gewees het. Wat God prys en sê, en hier het ons die woorde van hierdie massakoor se lied, die lirieke, eer aan God in die hoogste hemel. Eerstens, eer aan God. Eer aan God vir hierdie wonde. Mensies, eer aan God. En terloops, julle wat hier so op hierdie aarde bly, vrede vir julle. Vrede op aarde. Vir die mense. Vir daai individue. En wie hy, hierdie God, van wie hy hou, en vir wie hy lief is, en wie hy 'n welbehae het. Amen. Mag die God van die engele, wat Jesus se geboorte aangekondig het, mag hierdie God vandag diep in ons harte, in ons eie verskeurdheid, in ons eie hartseer, in ons eie stikkendheid, in ons eie vrese, mag hy vir ons vrede gee. Mag die God van die liefde, en so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Mag hierdie God se liefde, sy liefde, nie ons aangeplakte liefde nie, sy liefde in ons leef. En so van daardie dag af is hy altyd by ons. Is hy Immanuel. Mag Immanuel, God met ons, elke dag, elke liewe dag in die nuwe jaar ook,
met ons wees. Met ons wees. Amen.
Jesus.